Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag die 1 Augustus, die begin van 'n nuwe maand. Mag hierdie maand sommer vir julle net 'n mooi maand wees, vriende, 'n gesonde maand vir julle wees. Mag dit vir julle 'n geseënde maand wees. Daar waar julle is, waar julle werk, waar julle miskien net by die huis ook is, wat julle ook al doen, mag dit 'n maand wees waarin julle ook die Here se nabyheid en sy liefde op 'n wonderlike manier in julle lewens ervaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, dankie vir die voorreg wat ons het om elke dag, reg deur die dag, met U te mag praat. Dankie Here dat ons kan weet dat in U hande is ons veilig. Maak nie saak wat verkeerd menslik gesproke gaan nie. Maar in U hande is ons altyd veilig. Dankie daarvoor. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, soos wat julle nou weet, ons tradisie is die 1 van elke maand staan ek 'n bietjie stil by die nagmaalstekens en by die doop herinnering, vriende, waar ons net 'n bietjie weer vir mekaar na die basics toe vat van wat in die Bybel aangaan, hè. En die basics is, liewe vriende, as ons kyk na die doop, is God is getrou. God is getrou en God kom gee vir ons 'n teken in die doop, in die plek van die Pasga, in die plek van die besnydenis het die doop gekom, né? Dit het nooit verander nie. Verbondsouers se kinders is nog steeds deel van die verbond. God het nie verander nie, die teken het verander. So wanneer jou kindjie gebore is en jy's 'n gelowige ouer, let wel, 'n gelowige ouer, val jou klein kindjie, dogtertjie of seentjie onder die verbond. Kom sê God vir daai klein dogtertjie en klein seentjie, jy is myne. Ek kom sluit 'n verbond met jou, soos wat hy in die Ou Testament gesê het, jy sal my volk wees. Kom sê hy, jy sal myne wees. Jy is dogtertjie, jy is seentjie, jy is myne. En die teken dat jy aan my behoort is die doop in die plek van die besnydenis, né? So dit is nog steeds relevant vir ons, liewe vriende. Ja, word mense wat heidene is, wat tot bekering kom groot gedoop, absoluut, ons glo almal daaraan. En dan weer eens as hulle kinders het en hulle is weer verbondsouers, gelowige ouers, dan word hulle kinders ook gedoop. So kom ons herinner ons aan ons doop, vriende, sit dat jy kan dit op jou kop sit, dat jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat op jou handpalm sit, herinner jou dat God altyd getrou is. Vriende, hoor God se woorde soos wat hy met vir Jesus sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dit is my geliefde dogter in wie ek welbehaag het. God, vriende, het 'n welbehaag in jou en my. Ek en jy is ontsettend belangrik vir God. En dan kom ons Vader en kom stuur vir Jesus Christus na die aarde toe, God self, deel van die drie eenheid, om in ons plek te kom sterwe. God is 'n regverdige God, hy's 'n liefdevolle God. God duld geen sonde nie. Daarom moet hy die straf uitvoer vir sonde, die sondeskuld moet hy kom betaal. Hy weet ek en jy is nie in staat om dit ooit te doen nie. Daarom stuur hy vir Jesus Christus, God self, om in ons plek te kom sterwe vir al ons sondes as 'n volkomme versoening van al ons sondes. Daarom is sy liggaam gebreek aan die kruis. Daarom het sy bloed gevloei, sodat ek en jy, liewe vriende, wanneer ons voor die Vader verskyn, as verloste, vlekkelose mense kan wees, omdat Jesus al ons sondes op hom geneem het. En daarom met die nagmaal, wanneer ons Jesus se liggaam breek, wanneer ons die brood breek, is dit 'n teken van sy liggaam wat gebreek word. En wanneer, liewe vriende, ons die wyn drink, herinner ons daaraan dat sy bloed gevloei het vir jou en vir my tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Kom
Kom ons eet die brood, weet liewe vriende, dit is simboliek van sy liggaam, kom ons drink die wyn is 'n simboliek van sy bloed, wat vir jou en vir my gevloei het aan die kruis, sodat ek en jy, liewe vriende, nie die ultimate prys hoef te betaal nie. Vader, ons wil met die kerke van die eeue heen saamstem wanneer ons sê, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe is ter helle neergedaal het en wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het aan die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God ons Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds oorlede is. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Mag julle altyd bewus wees in hierdie genadetekens wat God vir ons gee, van sy liefde, van sy genade en van sy teenwoordigheid. Amen.